en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Goeie gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees nu vir ons die Spaanse geloofsbelijdenis. U weet ons elke keer as ek hom lees, dan gee ek eers so sy geraamte vir u. Hy bestaan uit die volgende hoofdele: dat ons glo in God die Almagtige, dat ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, dat ons glo in die Heilige Gees, dat ons glo in die Kerk, dat ons glo in God se heerskappy en dan 'n verbintenis. Eers dan, ons glo in God die Almagtige, skepper van die hemel en die aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom. God wat vlees geword het in tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir heel die skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie so oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is. Wie sy getrouheid in al sy skakerings vertoon word, waar al die kleure saam met een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Ons gaan vanmôre lees uit Openbaring 3. Openbaring 3 vanaf vers 14, die brief van Laodicea. Ons gaan nie so seer vanmôre die brief in detail behandel nie. Dit was deel van die tema waarmee ons besig is. Alhoewel ek sal op 'n stadium so 'n bietjie daaroor rondom ek sê oor Laodicea self. Maar Openbaring 3 vanaf vers 14 is gedeelte vir vanmôre. Ons lees vanaf vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie, dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En tot wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek bestraf en tig elkeen wat ek lief het. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Dit weer daar bekende vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Goed.
almal weet dat ons hierdie jaar 4 groot temas het. Ons jaarthema is die tentwoning waarin ons woon, en dit het ons opgedeel in 4 kwartaaltemas, soos wat 'n tent stewig gepenning moet hê om hom vas te hou, het ons vir ons tentwoning hier op aarde ook 4 stewige tentpenne nodig. Ons het die eerste kwartaal, trouwens tot 2 Sondag gelede nog, het ons gekyk wie is God, God se aard, sy karakter, wat hy doen, hoe hy optree, dat ons hom goed sal ken, want dis die eerste tentpen in ons lewe, en nou is ons besig met die tweede tentpen, wie is ek? Dan gaan ons nog kyk na wie is ons, die gemeente, en wie is hulle, die wêreld, na wie toe ons gestuur word. Ons het gesê, ons gaan hierdie deel oor wie is ek begin as 'n geestelike reis. Nou, geestelike transformasie, want dit is wat ons nou wil hê moet gebeur as ons op 'n geestelike reis gaan, is dat daar geestelike verandering in ons lewe sal kom, 'n geestelike transformasie. En ons het gesê, ons werksdefinisie daarvoor bestaan uit die volgende. Dit is 'n proses om geestelik te groei en om meer en meer verander te word na die beeld van Jesus, om soos Jesus te lyk en te doen in die wêreld, is 'n proses. Ons word kinders van die Here, maar oornag is alles in ons lewe nie reg wat reg moet wees en wat verkeerd is uit nie. Daar's 'n proses wat ons moet volg. Net soos wat ons laasweek ons gesê het, jy sit nie vanaand 'n babietjie in die kot en môre lê daar 'n volwassene nie. Daar's 'n proses waardeur hierdie kind moet gaan om groot te word en 'n volwassene te word. So ook met geestelike groei. Dis 'n proses. Ons het gesê, die tweede is, ons word gevorm. Met ander woorde, ons vorm nie onsself nie. Ons word gevorm. Die doel is, ons moet na die beeld van Christus lyk. Ons moet meer en meer soos Jesus word. En waarom? Nie net ter wille van onsself nie, maar ter wille ook van ander. Nie net sodat ek eendag in die hemel sal kom, maar ook sodat ek hier op aarde mense met God se liefde en genade kan aanraak en 'n verskil in hulle lewens kan maak met die verandering wat God in my lewe gebring het. Nou, as ons begin met, ek net dit ook sê, verlede week het ons gekyk na die proses, en vandag gaan ons dan nou kyk na ons word gevorm. Nou wat duidelik is, as 'n mens na die Bybel gaan kyk, is dat dit God self is, wat ons vorm en wat ons verander, sodat ons meer en meer soos Jesus kan begin te lyk. Mense wat soos Jesus lyk, is mense wat die karaktereienskappe van Jesus vertoon, waarvan ons in die Bybel lees. 'n Paar versies waarvoor ek self baie lief is byvoorbeeld Kolossense 3 vers 12 tot 14, waar Paulus eers vir die gemeente sê, dat God hulle lief het, en dat God hulle uitverkies het, en dan sê hy vir hulle, hoe moet hulle lewens nou lyk? Hy sê vir hulle dinge soos, julle moet meelewend wees, en goedgesind, en sagmoedig, en nederig, en verdraagsaam, en geduldig, en julle moet mekaar kan vergewe, en bo alles moet julle mekaar lief hê, want dit is die band wat julle saambind. Nou al daai goed, van die eerste een wat ek genoem het tot by die laaste een, al daai goed, is eienskappe van Jesus self. En nou sê Paulus vir die gelowiges, vir 'n gemeente, dis hoe julle ook moet lyk. Julle moet soos Jesus lyk. Julle moet die dinge doen wat Jesus gedoen het, en die ingesteldheid hê wat Jesus gehad het. Julle moet meer en meer soos Jesus word. En dit gebeur ook, wanneer ons die vrug van die Gees in ons lewe dra, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, trouheid, nederigheid, selfbeheersing, daai dinge is ook kenmerke van Jesus. En wanneer dit in ons lewe dra, vertoon ons die beeld van Jesus. En dit is waarna toe God ons wil vat, op hierdie geestelike reis, waarmee God met ons besig is. Ons moet mense word wat kan dien en kan lief hê, soos wat Jesus dien, en soos wat Jesus lief het. Nou ons dink partykeer, dis my werk. Ek moet myself so verander. Ek moet aan myself werk en ek moet myself verander sodat ek meer soos Jesus kan lyk. En miskien sal ons gemakliker daarmee gewees het as dit so kon wees dat ek dit self kan doen. Maar die Bybel sê vir ons kan nie onsself verander nie. Ons is van nature, is ons sondaars, en ons is geestelik dood, en is nie die Heilige Gees wat kan lewend maak. Ons kan nie lewend maak nie. Waar dood in ons harte en in ons lewens is, kan ons nie self lewe bring nie. Dis net God, dis nie die Heilige Gees wat lewe kan bring.
God moet ons verander. Nou verlede week het ons 'n bietjie daaroor gepraat en gesê, dit gaan oor die groot ding van beheer. Oor wie gee die beheer in ons lewe? Nou of ons het self die beheer, of ons gee vir God die beheer. Verlede week toe ons Romeine 8 gekyk het ons gesê, Romeine 8 sê, ons het eintlik net een van twee keuses om te maak. Of ek gee in my lewe die beheer vir die Heilige Gees. En ek vra vir die Heilige Gees, beheer my lewe. Beheer my gedagtes, my woorde, my dade, my ingesteldheid, my houding, my gesindheid. En so kan ons aangaan. Dis alles vir U. Beheer U my. En ons laat met die Heilige Gees ons beheer. Of die ander keuse is, as ons nie die beheer vir die Heilige Gees gee nie, dan gaan die sondige natuur oorneem. En die sondige natuur gaan jou beslis nie uitbring waar God jou wil hê nie. Die sondige natuur lei uiteindelik, sê Romeine 8, tot die dood. En dis waar ek en jy inkom. Die keuse wat ons moet maak, vir wie gee ons die beheer? Daar het ons 'n verantwoordelikheid. Gee ek dit vir die Heilige Gees, of wil ek dit self hou? Wil ek self my lewe beheer, self my uitkoms bepaal, self beheer waarna toe ek op pad is? Ons is in 'n voortdurende stryd om die beheer van ons lewe. En vandag se gedeelte wat fokus op ons word gevorm. God verander ons. Sê weer vir ons hoe belangrik dit is dat ons die beheer van ons lewe vir die Heilige Gees moet gee. Ek het verlede week ook vir julle gesê, dis 'n kosbare ding wat ek by 'n ou dominee in die synode geleer het, wat vir my gesê het, as jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees. Maar jy moet nog steeds elke dag van jou lewe weer daai keuse maak en vir die Heilige Gees sê, beheer ook vandag weer my lewe. En môre weer 'n keer sê, hier is my lewe. Gees van God, beheer my lewe. Soos wat ons ook nou gesing het, dat hy die woord vir ons moet oopmaak. Om gedurig daai keuse te maak, daai oorgee te doen, dat die Heilige Gees ons lewe sal beheer. Nou, een van die terreine waar die sondige natuur nie graag die beheer wil prysgee nie. En waar die sondige natuur nie graag wil terugstaan en die Heilige Gees die beheer laat neem nie, is deur ons te laat glo, en dit gaan dalk vir die snaaks klink, maar ek sal dit vir u verduidelik soos ons vorder, is dit die sondige natuur ons laat glo, jy het net waarde, jy het net betekenis, jy het net 'n doel, as jy iets doen, as jy nuttig is. Ek lees in 'n boek van 'n week van 'n ou wat sê, hy het gaan navorsing doen oor selfmoord, en agtergekom dat die hoogste persentasie by mense voorkom wat voel, hulle doen niks meer nie, so dit nie meer 'n doel nie. Mense wat 40 jaar by 'n plek gewerk het en dan aftree en dan oggend vir oggend wakker word en nie 'n werk het om na toe te gaan nie en voel maar ek's nutteloos. Ek beteken niks meer vir die samelewing nie. Maar nie net afgetrede mense nie, ook ander mense wat voel, maar ek doen niks nie. Want die samelewing het ons laat glo, jy het waarde en jy het betekenis as jy doen. Maar die Bybel kom sê vir ons, nog voor jy kan doen, moet jy eers reg wees. Die Bybel sê, wees eers reg, dan sal die reg doen, sal dan volg. Kom ons wys met 'n voorbeeld. Jesus se versoeking in die woestyn, Matteus 4, vers 1 tot 4. Die Heilige Gees het Jesus na die woestyn toe gevat, waar hy deur Satan versoek is. En hy het 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie, en hy het naderhand honger geword. En toe kom die versoeker, en hy sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê vir hierdie klippe, hulle moet brode word. En toe antwoord Jesus so, het jy nie gelees nie? Daar staan geskrywe, mens sal nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Ek sal net so 'n bietjie daai vers 4 'n bietjie verder vir u verduidelik. Maar kom ons kyk wat gebeur hier. Net voor dit is Jesus gedoop. Matteus 3 vers 13 tot 17. En twee dinge het ons gebeur toe Jesus gedoop is. Die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif neergekom en op Jesus gerus, en die Vader se stem is uit die hemel gehoor wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Die Heilige Gees se teenwoordigheid
was die teken dat hy vir Jesus bemagtig toerus om met sy bediening te begin. Want na die 40 dae in die woestyn het Jesus met sy bediening begin. En die stem uit die hemel kan ons sê, was die opdrag, die roeping, dat Jesus nou gereed is, dat die tyd gekom het, die tyd reg is, om met sy bediening te begin. Maar nou gebeur daar 'n interessante ding, die rol van die Heilige Gees. Matteus 4 vers 1 sê, die Heilige Gees het vir Jesus die woestyn ingevat, sodat hy deur Satan versoek kon word. En dis eintlik vreemd as jy so daarna kyk, want Satan versoek vir Jesus, maar die Heilige Gees is die een wat Jesus na die woestyn toe vat, waar Satan is, om vir Jesus te versoek. Nou sê een van die verklaarders daaroor, dit wil vir ons sê, versoekings is nie net daar buite nie. Dis nie net daar ver nie. Versoekings is baie keer baie nader aan ons, as wat ons besef. Dink maar net, hoeveel van die versoekinge is eintlik binne in jou gedagtes, in jou begeertes. Hoeveel van die goed kom van binne af, uit jou hart uit. En dis hoekom ons sê, ons moet vir God toelaat om dit in ons te verander, met hierdie geestelike reis waarop ons is. Die versoekings fokus op die kern van wie Jesus is. Wat sê Satan vir Jesus? Hy sê vir hom, as hy die seun van God is. En kyk nou net hoe kom hy. Daar is nie twyfel daaroor dat Jesus die seun van God is nie. En Jesus weet hy is die seun van God. Maar wat kom sê Satan vir Jesus? Bewys dit deur iets te doen. Hoor jy weer 'n keer? Doen. Bewys dit deur iets te doen. Wat moet Jesus doen? Klippe in brode verander. Satan sê, dan sal jy bewys dat jy die seun van God is, as jy iets doen. Weer 'n keer, hoe die sondige natuur maak. Doen gee vir jou waarde. Dieselfde ou wat van wie se boek ek gelees het, sê, hy's 'n teologieprofessor in Amerika, en hy moet verskriklik baie vlieg. En hy sê, hy het opgelet dat een van die eerste dinge wat mense wat mekaar op 'n vliegtuig ontmoet, doen, en dis nou vir mense wat mekaar nie ken nie, hulle kom sit skielik hier langs iemand in die vliegtuig, die eerste keer dat jy die persoon sien, vra uit, begin te gesels, wat is jou naam en so. Wat is van die eerste goed wat mense van mekaar vra as hulle mekaar ontmoet? Wat se werk doen jy? En dit is hoe mense mekaar meet. Wat se werk doen jy? Wat doen jy vir 'n lewe? Hy sê, en elke keer as hulle vir hom vra, hy sê van hy's 'n professor, dan kan hy sommer sien, en hulle oorstyg sy aansien baie hoog, want hy's 'n professor. Hy sê, as hulle om die volgende vraag vra, 'n professor in wat? En hy sê in teologie, dan sê hy sommer weer, hoe val die hoë ding van hom, omdat hy nou nie met een van die ander fakulteite is nie, maar 'n teologieprofessor. Mense gee vir mekaar waarde aan die hand van wat mense doen. Nou kom ons kyk na wees en doen. Albei is belangrik. Moet my nou nie vanmôre verkeerd verstaan dat 'n mens nou niks moet doen nie. Dit sê ek nie vanmôre nie. Maar die volgorde moet belangrik wees. Kan jy sien daar, die wees is bo. Die Bybel sê, wees eers reg. Wees eers in die regte verhouding met God. Dan gaan die regte doen dinge kom. Maar wat het ons gesê, hoe maak die wêreld? Doen eers die regte dinge, dan sal ek vir jou agting hê, en ek sal vir jou eer hê, en ek sal vir jou respek hê, dan sal jy die regte mens wees. Daar het ek nou gesê, ek sal maar terugkom, vers 4. Wat antwoord Satan, Jesus vir Satan? Jesus sê vir Satan, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Met ander woorde, waarvan lewe ons in die eerste plek? Uit God. En uit God se woord. En deur met God en met sy woord besig te wees. En dit kom terug by ons wees in die Here. Dis waar alles moet begin, by ons verhouding met die Here. Dis belangriker dat dit eerste reg moet wees. As ek nog 'n voorbeeld kan noem hiervan, in Matteus 7, vers 21 tot 23, dan sê Jesus, nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God kom nie, maar net hulle wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nou lyk dit hier, asof Jesus nou die twee meer op doen sit. Maar dan gaan Jesus aan, dan sê hy in vers 22, baie sal daardie dae kom en vir my sê, Here, ons het in U naam gepreek, ons het in U naam duiwels uitgedryf, ons het in U naam wonderwerke gedoen.
Nou wat is daai goed? Dit is doen goed en dis goed van die koninkryk om te preek en te profeteer, is koninkrykswerk, om duiwels uit te dryf is koninkrykswerk, om wonderwerke in die Here se naam te doen is koninkrykswerk. So hulle doen en Jesus ontken dit ook nie. Jesus sê nie vir hulle, man julle staan in jokkie vir my, julle het nie daai goed gedoen nie. Jesus erken dat hulle dit doen gehad het. Maar wat sê Jesus dan vir hulle in vers 23? Gaan weg van my af, het julle nooit geken nie. En die Griekse woord die verken, genoosbo, beteken nie net om te weet van nie, om kennis te hê oor iets nie. Dit is ken vanuit 'n verhouding. Daai woordjie beteken om 'n verhouding te hê met iemand. As jy gesê het jy ken iemand, dan beteken dit jy het 'n verhouding met iemand. So wat sê Jesus vir hierdie mense? Ja, julle het baie goed gedoen. Julle het gepreek, julle het duiwels uitgedryf, julle het wonderwerke gedoen, maar julle het nie 'n verhouding met my gehad nie. Kan jy sien hoekom die wees eerste moet kom? Want Jesus sê vir daai mense, ek het julle nie geken nie. Julle het nie 'n verhouding met my gehad nie. Julle moet seker gemaak het dat dit eerste in plek is. Die verhouding wat julle met die Here moet hê. En ons kan dit vir onsself ook toepas. Ons is ook baie keer geneig om te vergeet hoe belangrik die wees. Die kind van God wees, hoe belangrik dit is. En te veel klem op gaan doen. Wees, maak eers daarvan seker. Dit bring ons dan nou uit by Openbaring 3. Nou Laodicea is een van die twee gemeentes wat 'n ernstige aangespreek word. Daar's 7 gemeentes. 2, die eerste en die laaste een, word ernstig vermaan. Trouwens Efese, die eerste een word vermaan dat as hulle nie die Here weer gaan lief hê soos wat hulle moet nie, dan kom dit weer terug by wees in die Here. As hulle nie gaan terugkeer daarna toe nie, gaan die Here die lamp wegvat. En dan is daar nie meer 'n gemeente nie, daar is dan nie meer 'n kerk nie. So hulle moes gaan seker maak hulle het 'n verhouding met God en hulle het vir God lief. Laodicea kry ook 'n ernstige waarskuwing. Die tweede en die tweede laaste gemeente kry 'n lofprysing. Die Here sê vir daai gemeentes, ek is met julle tevrede. En die middelste 3 kry albei. Hulle is so middelmatig. Hulle kry erkenning vir goeie dinge by hulle, maar ook waarskuwings vir slegte dinge. Nou in Laodicea het die mense gedink ons is 'n wonderlike gemeente. En hulle het verskriklik op hulle self geroem en ook op hulle stad. Daar was 'n mediese skool gewees waar hulle oogsalf vervaardig het en hulle was wêreldwyd bekend vir hierdie oogsalf gewees. Hulle het materiaal gekleur en materiaal verkoop, klere verkoop en daarop geroem. Hulle het sê mos, daar staan nie so, Here sê julle is skatryk, julle kom niks meer kort nie. Maar hoe oordeel Jesus oor hulle? Hy sê vir hulle, julle is nie vir my warm nie, julle is ook nie koud vir my nie, julle is lou. En daarom sal ek julle moet uitspoeg. En wat sê Jesus vir hulle? Wat moet hulle doen? Hulle moet hulle verhouding met hom regmaak. Hulle moet hulle wees in die Here, moet hulle regmaak. Die Here sê vir hulle, vergeet nou van daai aardse goud, kom koop by my goud, dat julle ryk kan wees. Vergeet van die oogsalf wat julle mediese skool maak, kom kry by my salf, dat julle geestelike oë kan oopgaan, dat julle kan sien wat belangrik is, dat julle die Here se wil sal kan onderskei. En kom kry by my wit klere, klere wat rein is, kom kry 'n gereinigde lewe in die Here Jesus, en dan sal julle werklik gelukkig wees. Met ander woorde, Laodicea, julle moet julle verhouding met God regmaak. Nou wat is die deur waaraan Jesus staan en klop? Want Jesus sê, hy staan en klop aan die deur. Tragies om te dink dat Jesus vir 'n gemeente moet sê, ek staan buite. Want hy klop dan. En die deur is toe. Met ander woorde, Jesus sê vir daai gemeente, julle het my uitgestoot. Ek klop aan die deur om weer in te kom. Julle moet die deur oopmaak. Wat is dit? Die deur waaraan Jesus klop. Dis die plekke in ons lewens waar ons vir God uitsluit. Jy het dalk al die Here aangeneem in jou lewe, maar daar is dalk nog dele van jou lewe waar jy nog nie doen wat die Here wil hê jy moet doen nie. Wat jy nog nie oorgegee het aan die Heilige Gees nie. Dalk is daar nog steeds 'n hardnekkige sondige gewoonte in jou lewe.
'n ding waarvan jy net nie kan loskom nie en jy gaan aan met daai ding. Dis 'n deur wat vir die Here toe is. Dalk is daar 'n onvergewensgesindheid in jou hart teenoor iemand, of 'n wrok, of 'n grief wat jy koester, en jy wil dit nie laat gaan nie, dan is dit 'n deur wat vir die Here toe is. Dalk is dit 'n houding, 'n ingesteldheid, enigiets in jou lewe wat nie is soos wat die woord sê dit moet wees nie, is in jou lewe 'n toedeur vir die Here. Nou wat vir my nou so wonderlik is van Openbaring 3 vers 20 is, Jesus sê nie, ek klop, maak jou binnekant skoon, dan gaan ek inkom nie. Jesus sê ek klop, maak oop, ek wil inkom. So wat gaan Jesus kom doen? Hy kom in, en hy kom maak ons skoon. Hy verwag nie van ons om eers alles skoon te maak, en dan die deur vir hom oop te maak nie. Hy wil ons met die deur oopmaak, al is ons nog vuil, al is dit nog donker in ons, al is daar nog sonde in ons, al is daar nog hardnekkigheid in ons, hy wil ons met die deur oopmaak, hy wil inkom, hy sal kom skoon maak. En as hy sê, hy kom feesmaal hou, dan gebruik hy die woord wat ook vir nagmaal gebruik word, en is dit nie besonders nie. Maak jy deur oop, dan kom hou die Here nagmaal in jou lewe. En nagmaal, dan dink ons mos aan Jesus se sterwe, waar hy sy liggaam gegee het, sy bloed laat vloei het, ons vrygemaak het. Dit sê God kom, en hy kom doen die skoonmaakwerk. Hy kom bring lewe, waar daar iets dood gegaan het in jou. Hy kom maak skoon, waar dit vuil geword het. Hy kom maak rein, waar dit onrein geraak het. Hoe maak 'n mens hierdie deur oop? Mens moet oorgee aan God. Nou het ek al gesê, en verlede week het ek dit ook 'n hele klomp keer beklemtoon. Dis nou 'n keuse wat ek en jy moet maak. Of gaan ons daai deur oopmaak, dat God kan inkom, en dat hy kan kom skoonmaak. Dis waar ek en jy inkom. Die Here, party van die verklaarders sê, is 'n gentleman. Hy forceer nie daai deur oop nie. Hy wil hê jy moet hom oopmaak. Jy moet hom innooi, dat hy die verandering kom doen. As ek dit met 'n praktiese voorbeeld kan verduidelik. Sê nou maar iemand het jou te nagekom, jou seer gemaak, of baie skade en baie leed aan jou gedoen. Nie is kwaad vir daai persoon. Jy dra nog 'n wrok in jou hart. Jy is gegrief. Jy sal graag wil sien dat daai persoon leed oorkom. Nou kom jy en jou sondige natuur sê vir jou, is reg dat jy so voel. Daai persoon het jou seer gemaak, daai persoon het jou te nagekom, is reg dat jy so voel. Vertroetel dit in jou hart. Dra dit met jou saam. Maak dit deel van wie jy is. Dis wat die sondige natuur daarmee doen. Die Gees van God kom en die Gees van God sê vir jou, jy moet kan vergewe soos Jesus vergewe het. Jy moet kan vryspreek soos wat Jesus vrygespreek het. Jy moet daai persoon kan laat gaan en nie daai seer vertroetel in jou lewe nie. Want dis die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Aan die kruis, Vader, vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou het ek en jy die keuse. Wat gaan ons doen? Die sondige natuur toelaat om hierdie seer in my net nog erger en groter te maak en hierdie kwaad wat ek voel net nog erger te maak? Of gaan ek daai deur oopmaak en vir die Heilige Gees sê, Gees van God, hierdie deel van my lewe is nie reg nie. Ek gee dit vir U, kom verander dit. So ons moet daai een vergewe. Dis nou aan die hand van die voorbeeld wat ons nou gebruik. Dis om 'n kruis op te neem en is pynlik. Maar dit maak uiteindelik gesond as ons die Heilige Gees die beheer van ons lewe gee. Christus wil inkom en hy wil ons heeltemal kom skoonmaak. Wat ons moet doen is ons moet besef, ek self moet ophou om te dink, ek moet alles alleenig doen. God wil dit vir my doen. Hy klop dat jy daai deur oopmaak. Ons moet die keuse maak, of ons hom gaan toelaat. Gaan ons hom laat inkom? Gaan ons vir hom sê, Here, is 'n ding in my lewe wat nie reg is nie. Ek nooi U, kom maak dit in my lewe reg. Kom maak my skoon. Dis die keuse wat ons het. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader,
is verskriklik om te dink dat Jesus buitekant die gemeente staan en die deur vir hom toegemaak is. En dat Jesus moet klop en vir die gemeente moet sê, ek staan buite. Ek klop om in te kom. Maak die deur oop. Hemelse Vader, maar ons weet, ook in ons lewens, is ons as mense en veral ons sondige natuur lief daarvoor om deure vir Jesus toe te maak. Om dele van ons lewe so deel van die sondige natuur te laat wees, dat is nie die Heilige Gees toelaat om ons heeltemal vry te maak en ons heeltemal skoon te maak nie. Vergewe ons asseblief daarvoor, Here. En maak elkeen van ons volkome gewillig en bereid om te gaan kyk in ons lewens en elke toedeurtjie oop te maak, dat Jesus sy skoonmaakwerk in ons kan doen. Ja, Paulus sê vir die gemeente in die Filippense, ek bid dat julle begrip en fyn aanvoeling sal toeneem. Ek bid dat die dag wanneer Jesus kom, julle onberispelik en sonder blaam sal wees. Julle terwyl ons nou so met mekaar saam op 'n geestelike reis is, wil ons ook dit vir u vra, help elkeen van ons, dat elke ene van ons eendag onberispelik en sonder blaam vir u sal kan staan. Dat ons Christus sal vertoon in hierdie wêreld. Ja, dat die vrug van die Gees in ons lewe sal dra. Here, dit alles wil ons doen, omdat ons vir u baie lief het. Dankie dat ons u kan lief hê, omdat u dit vir ons ook moontlik maak, omdat Romeine 5 vers 5 sê, toe u die Heilige Gees in ons uitgestort het u saam met die Heilige Gees ook die liefde in ons harte gestort. En daarom, Here, kan ons lief hê. Maak ons beelddraers van Jesus Christus, Here, dat ons werklik ook die skepingsdoel, dit wat ons verlede week nou gekyk het in Efesiërs 1 vers 4, dat u nog voordat die eerste skepingsdag plaasgevind het, u oor die mens uitgespreek het en gesê het, maar die mens moet heilig en onberispelik wees in Christus. Dit was die plan vir ons elkeen, Here, dat ons soos Jesus sal lyk. Help elkeen van ons om meer en meer in hierdie lewenswandel saam met u so te word. Dankie, Vader, dat ons hierdie dinge vanmôre vir u kan vra. Dankie dat ons onsself vir u kan oopstel. Wys ook vir ons, Here, waar ons dalk toedeure het en waar ons vir u moet innooi. Dit ons in Jesus se naam. Amen. Ek het eendag in Madelaan die belewenis gehad van buitekante toe deurstaan. Ons het altyd vleis gewerk vir die bazaar by One Tree Hill slaghuis. Dis so halfpad is in Madelaan en Swaziland. En ek was nog nie lank daar nie. En ons is besig om te werk en my foon by. Maar ek het ook nog niemand anders se nommers nie, so toe ek eintlik buite is, kon ek niemand binne bel nie, maar hulle is so opgewonde en vrolik dat ek kan nie hoor nie, en ek gaan toe maar buitentoe om te praat. En dit was in die tyd waar daar vreeslik baie aanvalle in daardie omgewing was, en hulle sluit toe maar die slaghuis se deure die hele tyd, maar hulle sluit ook dat ek kan uitgaan en hulle sluit weer toe en hulle vergeet ek buite. En ek het op baie maniere probeer om hulle aandag te kry voor die vensters, so gewaai en geklop en te kere gegaan, maar hulle heeltemal vergeet ek is buite. En naderhand maar teruggery huis toe en 'n halfuur later toe bel hulle my en vra, waar is jy? Toe onthou hulle ek het buitentoe gegaan om foon te praat. Maar om buitekant die deur te staan is nie lekker nie. En vir Jesus is dit ook nie lekker om buitekant te staan as daar deure in ons lewe verkeerd is nie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.